My naam is Lamprecht Liter en ek is die fase spesialis vir die VWO fase by gimnasium. Ek is ook die wiskunde wolkskool dosent by die skoolondersteuningssentrum. Ek het 'n verskriklike groot passie vir hoe kinders leer, hoe hulle konsepte vaslê en hoe hulle op voorkennis bou om dan konsepte vas te lê. Dit is vir my baie belangrik om kinders te ondersteun en om seker te maak dat die leerinhoud gebou is op hulle vordering en bemeestering van die verskillende vakke. Die fase waarin ek betrokke is die VWO fase, maar ons benoem dit die bemeesterfase. Nou dit is van graad 10 tot 12 en dit is regtig die oorgang van kind wees na universiteitslewe. Dit is wanneer jy meer gefokus is op akademie en die vaslegging van akademie en die bevordering wat jy moet toon wanneer jy oorskuif na volwassenheid. En ons is die bemeesterfase want dit lê op die bemeestering van die vakinhoud, maar ook die gebruik daarvan in hulle regte lewe, die toepassing van dit as hulle die wêreld betree. Die grootste fokus van my fase is op die vaslegging en dan nou die toepassing van hierdie vaardighede en van die kennis wat hulle opdoen. So ons spesialiseer verskriklik baie om seker te maak die kinders verstaan die werk, het 'n in-diepte kennis van dit, maar dan ook om dit toe te pas in die werklikheid en in die werkplek en universiteite na skoollewe. So dit is verskriklik belangrik dat die kinders daai fase goed gebruik om dan nou bemeestering te kan toepas in die wêreld daar buite wanneer hulle dit gebruik. So die bemeesterfase is soos vroeër gesê is om te bemeester wat hulle reeds ken, maar dit is ook daai oorgangsfase van kind wees na volwassene en daai selfgerigte leertyd wat die kinders moet aanleer om dan nou te kan suksesvol funksioneer in hulle werkplek en op universiteit. So die leefruimtes is baie meer gefokus op akademies, maar dan ook om selfgerigte leer te bevorder en dit verskil van die ander fases, want die ander fases is nog baie meer onderwyser gesentreerd en waar die onderwyser 'n groter rol speel binne in die kind se vordering, waar met die oorgang na die bemeesterfase toe is waar die leerder baie meer selfgerig moet kan funksioneer en selfbeplanning kan toepas sodat hulle kan leer om dan nou individueel te kan funksioneer na skoollewe. So die leefruimtes is baie meer gefokus op dit, baie meer bietjie professioneel om daai leer in akademie te bevorder. So die buiteruimtes van die bemeesterfase is gespesialiseerd in sport, want dit is wanneer sekere leerders dan nou begin bemeester in rugby, atletiek, hockey, netbal. So jy wil graag hê daai kind moet kan floreer en dan weer eens daai oorgangfase van skoollewe na professionele lewe op die sportterrein. Maar ons hou nie net by die tradisionele sporte nie, ons het ook buiteleerruimtes, veral om daai individuele aandag en daai individuele leer wat die kind wil toepas. Ons gaan buitelug klaskamers hê waar die onderwyser in die natuur kan klas gee ook, maar wat dan ook dit self leer na selfgerigte leer en dan ook die ondersteuning wat hulle nodig het om 'n sukses daarvan te maak. So die bemeesterfase is presies dit wat dit behoort, is bemeester. Wanneer hulle in graad 10 aankom, het hulle klaar hulle keusevakke gemaak en hulle het klaar 'n idee, 'n rigting waarin hulle beweeg as groot mens en as volwassene. So in hierdie fase wil ons hê hulle moet in daai veld dit kan bemeester. Hulle is in hulle rigting, hulle is doelgerig, hulle is op pad. En ons wil seker maak dat hulle op daai pad bly, dat hulle nie afwyk en dalk nie daai fokus en droom wat hulle het nie maak nie. En dis is dit belangrik dat elke kind die ondersteuning en akademiese hulp kry sodat hulle dan op die ou ende kan kom waar hulle wil wees. So kom stap saam met ons die gimnasiumpad om jou drome te bemeester.